wyse van 'n opening kan ek net sê baie welkom almal hierso by Nampo Alpha. Ek is Tobias Dooyer, ek is die hoofbestuurder van Graan Suid-Afrika. Ons is eintlik maar net die grondeienaars hierso. Dis heerlik om die Alpha span te hê en die hele doel, anders as graan, kyk ons hierdie keer na die lewende hawe. Dis heerlik om almal op die plaas te hê, dis julle plaas, dis ons plaas. En tydens hierdie geleentheid kry ons ook tydens die geleentheid van Alpha, kry ons ook geleentheid om gesprekke te hê oor sake van belang wat interessant is. So die gesprek van vandag gaan baie rondom die rooi vleiswaardeketting, maar die tema is spesifiek die nie-konvensionele waardeketting. Wat ek nou al gesien het is die rooi vleiswaardeketting is bitter groot en bitter kompleks. Dewald is een van die grootste bedrywe in Suid-Afrika. Ek weet julle soms sê hulle is groter as graan. Dan sê ons maar altyd, maar julle vreet ons graan. Dus dat is ook nie min is, ja. Ja, dis groot. Ek dink ons besef nie altyd die grootte daarvan nie, want ons dink net bees. Ons vergeet die skaapkomponent daarvan, kom ons noem die kleinvee. En dan natuurlik iets wat 'n ongelooflike bydrae maak tot ons ekonomie, wat ons vergeet is bok. Ek meen die informele mark vir bok in Suid-Afrika. Ek dink dit blaas ons weg as ons dink wat gebeur met bokvleis in Suid-Afrika. En dis totaal en al, ek meen ons slag formeel in Suid-Afrika. Ons het laas jaar dit daar 'n bietjie opgesit. Ons slag 1200 bokke formeel. En die res is alles informeel. Dit is unbelievable. Ek het skaap groot geraak, hoe ek het daar in die noorde van Afrika geleer, daar is lekker bok, as jy seker weet watter vleis jy kry, maar lekker bokvleis is reg. Maar kom ons begin aan daai punt, jy het nou eintlik, ek het jou laat inspring. Kobus, ek gaan vra, laat jy nou net sê jou naam, waar kom jy vandaan, boerdery en seker tipe van dinge, hoe lyk jou vleiswaardeketting, hoe boer jy met vleis, hoe pas dit uit? Baie dankie Tobias vir die geleentheid, dankie ook aan Nampo Alpha, en regtig is 'n besondere geleentheid hierdie. En dis belangrik dat in 'n tyd wat ons leef wat baie produsente voel, hulle het nie regtig seggenskap of word nêrens hoor nie om hierdie tipe van forums aan te bied, so dankie daarvoor, ek dink dit is 'n skitterende gedagte. My naam is Kobus Bester, ek is al vir so 22 jaar beesvleisprodusent en ek nog 'n baie spesifieke definisie oor 'n beesvleisprodusent, want die feit dat jy beeste aanhou, is nie te sê jy is 'n beesvleisprodusent nie. Ek boer net buitekant Ventersdorp op die Klerksdorp pad, weerskante van die teerpad, so ek is eintlik letterlik hier in die pad af. Ek draai nêrens af nie, ek draai van hier af, as ek terugry plaas te draai ek reguit op die plaas. Ek is betrokke by die stoetbedryf. Ons is, ek is een van die direkteure by die LRF, ek is ook die rasdirekteur van die Simra Beestelers Genootskap, maar my passie lê daarin om goeie gehalte vleis winsgewend te kan produseer, met so klein as moontlik impak op die omgewing, en om dit dan ook volhoubaar te doen. Ek skoei my beginsels, en dit wat ek toepas, het sy op die plaas, as ook in die bedryf waar ek dalk 'n rol of 'n bydrae kan lewer, 100% op die visie wat die rooivleisbedryf het vir 2030. Ek sê spesifiek is die rooivleisbedryf se visie, nie die RMIS visie. Wat is die visie? Visie 2030, dit is 'n alonbekende visie, jy kan ook gaan Google byvoorbeeld, en dit fokus op spesifieke areas. Dit gaan nie net, en ek gaan vir Dewald later, of ek hoop jy gaan later vir Dewald die geleentheid gee om dit meer toe te lig. Maar wat belangrik is dat ons moet verstaan dat in jou boerdery onderneming, al is jy nie noodwendig by die punt wat jy vleis produseer, lewer jy 'n bydrae in hierdie waardeketting. En dit is belangrik dat ons seker maak dat dit wat ons doen is gefokus om 'n bydrae daartoe te lewer. En dit is wat hierdie bedryf volhoubaar gaan maak. En om volhoubaar te wees, beteken 'n paar daar's verskillende definisies. Nou, wat doen ek op my plaas? Ek beoefen ultra-hoë druk beweiding, ek is primêr 'n stoetteler, waar ek produseer genetiese materiaal wat 'n verskil sal maak om winsgewendheid te verhoog. Dan het ek ook 'n backgrounder, besigheidjie op dieselfde stuk grond wat ek bedryf 'n klein voerkraal, en die rede waarom ek probeer om soveel as moontlik van die fasette betrokke te wees, is sodat ek werklik die bedryf kan verstaan. Dit help nie, jy het 'n opinie, maar jy het nie belange in die bedryf nommer 1, en dan, as jy dan in 'n klein faset van 'n bedryf betrokke is, dink ek is dit belangrik dat jy jouself onderlê in daai deel. As dit 'n goeie kaalstelsel is, dan is dit reg. As jy konsentreer op backgrounding,
of growers, verskoon die Engelse terminologie, maar dis maar wat die mense verstaan, dan moet jy dit 'n spesialis gebied maak, spesialis veld maak. Maar belangrik dat jy verstaan, en dit is wat ek te alle tye graag bepleit, dat jy moet in jou bedryf 'n verskil maak met die oog op dit wat ons graag wil bereik. Nou wat is dit ons wil bereik? Ons wil graag seker maak is 'n veilige produk so menslik as moontlik geproduseer. Die produk self moet veilig wees, die omgewing waarin ons dit produseer moet mooi gekyk word na. Dit gaan dan ook verder in terme van ons moet verstaan waar ons is in die bedryf. Met ander woorde, wat bedoel ek daarmee? Ons is op die oomblik 'n netto uitvoerder van beesvleis. Selfs nou in back and close hier. Wat beteken ons produseer meer in hierdie land as wat ons self binneland kan gebruik. Ja, dit skep werk en ekonomiese groei. Dit skep werk, ekonomiese groei, dit skep allerlei geleenthede, maar ons moet ook vir mekaar kan sê dat dit bring ook 'n verantwoordelikheid en 'n uitdaging. En die verantwoordelikheid en die uitdaging gaan daaroor dat as ek meer produseer as wat ek plaaslik kan verbruik, moet ek 'n alternatiewe mark vind vir my produk. Ek, in my rol waar ek speel, kan ek dit nie doen nie. En daarom het ons mekaar nodig. Daarom het ons 'n Red Meat Industry Services nodig. Om seker te maak dat daai goed aangespreek kan word. Ons moet eerlik wees en ons moet statistiek en inligting gebruik. Ons moet tegnologie gebruik. Wanneer ons kyk na wat Gerard van der Burg van BFAP gister met ons gedeel het by Nampo Alpha, het hy dit baie duidelik gemaak. In reële terme verdien jy minder vir jou vleis. Dis die realiteit van die saak. So, wat moet ek doen om daardie situasie om te draai? Wat moet ek doen? En dit is deel van my fokus. Oral waar ek beweeg, het sy by die LRF, het sy in my genootskap, op plaas, in my gemeenskap, moet ek 'n verskil maak daaraan, sodat ons werklik volhoubaar kan wees. Ja, dis die klassieke boerderyprobleem. Soos wat ons meer produktief produseer, daal pryse, wonderlik vir die verbruikers. Hulle spandeer al hoe minder aan kos, en as jy dit nie goedkoper gaan produseer nie, gaan die Brasiliane dit doen. Nou, dis presies so, en wat ons moet verstaan is dat ons het nodig om seker te maak, dat dit wat ons oorproduseer, meer as wat ons plaaslik kan verbruik, en dit moet ons realisties wees daarmee. Ons het baie duidelik gesien uit die statistiek wat Gerard vir ons gister gewys het, dat die plaaslike verbruik van rooi vleis in die vorm van bees en skaap, en ons laat bok buite rekening, ons het nie die inligting, is besig om af te neem. Wanneer ons gaan kyk na per capita verbruik van beesvleis, sit ons by omtrent 11 kg per persoon in Nederland per jaar. Skaap 1,5 kg. Ja. So ek het nodig om die produk wat ons meer van produseer, ons wil dit winsgewend produseer, moet ek na 'n ander mark toe vat. Maar om dit reg te kry, moet daar seker gesondheidsreëls in plek wees. Back and close hier help ons nie op hierdie stadium nie. Goed soos ensootiese siektes, brucellose help ons nie op hierdie stadium nie. Daar's 'n klomp huiswerk wat ons moet doen om regtig seker te maak ons is volhoubaar in die toekoms. Ja. Dis ook belangrik, dink ek, dat ons produsente, die rolspelers in die waardeketting met die bedryf verstaan. Ek raak baie hartseer wanneer ek op Facebook of ander sosiale media forme artikels sien of opskrifte sien soos my verse moet verkoop vir minder, my versvleis moet in die slaghuis verkoop teen minder geld. Mense vergeet die feit dat wanneer jy vers slag, het jy net rondom die uterus in die omgewing van tussen 8 en 12 kg vet wat weggegooi word, wat nie benut word nie. Ja. Die feit dat so dierstadig groei. Ons is baie keer uit ons onkundige ongelukkigheid ons eie grootste vyand. Wanneer ek vir iemand sê, jy weet, shin, ek meen skenkel wat opgesny is, sopvleis, kos nou R170 in ons plaaslike slaghuis. Dan sê mense, dis verskriklik. Nou, kyk ek wat doen my vrou, kyk ek in die yskas, dan sien ek daarso is 'n pakkie pynappels. 450 gram, sy gekoop vir R80. Ja. Dit werk uit R177 per kilogram. Ja. Maar niemand sê iets daarvan. Ja. Ek meen, pynappel, opgesny in mooi blokkies by 'n baie bekende kettingwinkel, is duurder as rooi vleis. Ja. En deur daardie tipe van onkunde baie keer te gaan verkondig oor hoe duur is ons produk, wat doen ons? Ons sit ons eie bedryf onder druk. Ons sê vir ons potensiële kliënte, moenie ons produk koop nie, want ons wat in die waardeketting speel, is nie gelukkig met hoe dinge gaan. Ja. Daai klein goedjies wat ons aan moet werk. Ja, as boere skiet ons osself baie in die voet in terme van die boodskap wat jy buitentoe sit. Jy dink nie altyd mooi, maar ek dink die belangrikste ding, ons sit bietjie met 'n ekonomiese tragedie. Gerard se syfers maak my so bang. Die feit dat, want wat hy sê is ons gebruik minder
rooi vleis. Hoekom? Want ons middelklas het nie meer geld nie. Hulle word armer. En nou moet hulle die middelklas groei nie meer nie. En dis, ek dink waar vleis uit die aard van die saak 'n geleentheid is, hoe gaan ons ekonomie groei? Ons moet meer effektief wees, ons moet meer mededingend wees, ons moet meer uitvoer. So, dis nou gesê van so ons het 'n bitter belangrike rol om te speel binne in die Suid-Afrikaanse ekonomie, net om die mense kos te gee nie, maar ook om die ekonomie te skep. Ek wil so 'n bietjie draai van net daar na jou toe voor te stel en te sê, maar hier sit jy, melk is die eerste woord wat gesê word, heeltemal van 'n ander industrie, maar jy sit ook in die rooi vleiswaardeketting. Hoe werk dit? Kyk, hulle het my gevra om vrae te vra, toe sê ek, maar ek weet bitter min van vleis, ek gaan dom vrae vra, toe sê hulle wel, ten minste keer verwag ons hierdie keer die dom vrae. So, julle moet maar met my vrae saamlewe. Ja, Tobias, dankie. Die suiwelbedryf is maar 'n moeilike een, so as jy dalk die domste vraag vra, gaan ek dalk die tuiste voel. Ek is Fanie Ferreira, ek is die uitvoerende bestuurder van die melkprodusentenorganisasie in Suid-Afrika. As jy 'n klein bietjie oor my agtergrond, ek het 35 jaar self gemelk, in van die hardste dele van die Oos-Vrystaat. Ek het dit altyd baie geniet, het was goeie dae, goeie jare, en die bedryf het al die jare vir my baie goed gesorg. Ek is so van 2015 af, is ek betrokke by die nasionale direksie van die MPO, en het ons hier na die einde van 2019-2020 baie sterk poging aangewend om ons organisasie bietjie te ontvorm of hervorm, om baie meer diensgerig te wees. Ons het regtig groot probleme gekry rondom dit, en het ons van direksievlak af 'n bietjie 'n dryf aan die gang gesit om te kyk, laat ons organisasie 'n bietjie hervorm om meer na die belang van die boer te kan omsien en te kan verstaan wat daar aangaan. En ek het in 2020 self opgehou melk, as gevolg van maar die groot drukomstandighede wat die binneland beleef het. Dis 'n eintlik 'n vak op sy eie wat mense dag of wat oor kan gesels, maar daar's baie druk wat ons moes deurstaan, wat net nie vir ons moontlik gemaak het om verder aan te gaan nie. Ek was eintlik op die punt om klaar te maak met die MPO, en toe is ek gevra om te help in die hervormingsproses waarmee ons besig was. Het die direksie my toe nou genader en gereken, ek is die enigste een wat tyd het om toe nou die herstrukturering te doen. En aanvanklik was die plan gewees om dit vir 3 maande te doen, en 5 jaar later sit ek nog steeds daar. So, miskien het ons iewers iets reg gekry. Tobias, ek dink net so 'n klein bietjie agtergrond oor die primêre suiwelbedryf, en ek dink dit is belangrik om net die konteks te stel om op die einde by die vleiskant van die ding uit te kom. Hier's sekerlik min van die paneellede of die boere wat hier so sit vandag wat nie ook vir jou sal sê hulle het een of ander tyd in hulle lewe het hulle gemelk. En ek dink is hier so in die vroeë 90's, die data wat ons het ons 28,000 melkboere in Suid-Afrika gehad. Ons het vandag 880. Die 880 melkboere vandag produseer amper 2 keer soveel melk soos wat die 28,000 geproduseer het. So ons vat so aan 11 miljoen liter per dag op die stadium. Die bedryf is baie interessant opgedeel. Die 3 kusprovinsies, Natal, Oos-Kaap, Wes-Kaap is natuurlik die grootste produsente. Tussen hulle 3 produseer omtrent 92% van ons melk. So die hele binneland het ons as die noordelike provinsie saamgegooi, omdat hy net so klein geword het. So van die Oranje rivier af tot by Messina produseer ons op die stadium tussen 8 en 10% van die melk. Die interessante van dit is dat steeds 65% van die melk word verbruik binne die groter Gauteng area, maar dit word in die kusgebied geproduseer. So as ons nou nie oor die koolstofvoetspoor hoef te praat nie, dan sal dit goed wees, want ons het nogal heel wat skuld wat dit aanbetref. Oor dat ons die melk so ver word die gesprekke op die lang duur, so ver van ons mark af produseer. En ek het nou die dag by die Graan SA Kongres nogal ook of hulle Agri SA se Kongres nogal genoem, jy weet, laat ek dink die verbruiker van die toekoms gaan nogal vir ons 'n paar reëls stel wat dit aanbetref. En
en wat ons na sal luister. Ek gaan nie nou met jou, ek wil nie daai debat oopmaak nie, maar as daai verbruiker net sy sportsnutsvoertuig, sy SUV, na gewone kar te kry, dan spaar hy 25% koolstof, maar dis 'n debat vir 'n ander dag. Ja. In elk geval, ons bedryf is op plaashekpryse, is 26 biljoen rand werd. As ons hom na ons sekondêre bedryf toe vat, waar hy verwerk word, en voordat hy van daar af uitgaan na die kettingwinkels toe, skiet hy op na 85 biljoen rand toe. So dis 'n groot finansiële komponent. Ja, wat ons aandeel in die rooi vleis aanbetref, is dit natuurlik die ding wat ons in die toekoms graag 'n bietjie beter sal wil definieer en sal seker wees dat ek dink die res van ons vennote binne in die rooi vleisbedryf ook sal verstaan en aandag gee daaraan dat ons ook 'n groot rolspeler is. Maar ek dink ons sal later in detail daarby uitkom. Sê gou vir my, hoe groot so 'n tipiese melkboer produseer dan melk en dan vleis, hoeveel wat ja, ek dink as kleintjie agtergrond daaroor kan gee, soos ek sê, ons produseer nou so amper 11 miljoen liter per dag. Dit is die vleiskant. Nee, net die Dis die melk. Dis die melk. En dit word geproduseer deur nagenoeg 660.000 beeste, waarvan so 460.000 permanent in melk is, die res is in hulle droogperiode, wat ons maar 'n belangrike komponent is by ons bedryf, voordat ons hou nie passasiers aan op 'n melkplaas nie, elke dier wat daar is moet produseer. As hy nie produseer nie, dan word hy net vinniger deel van die rooi vleiswaardeketting. En ja, so ons slag jaarliks in die C-graadmark nagenoeg 220.000 van daai beeste word jaarliks geslag. Omtrent 1/3 van die kudde. Omtrent 1/3 en ons is huidiglik al in 'n stelsel laat jou beste derde van jou beeste, ek sal sê genetiese beeste, word deesdae, ek wil sê nagenoeg 80% van ons produsente is al op baie vlak dat hulle gesexte semen gebruik op baie derde van hulle kudde, om dan net verse te produseer, wat dis nie meer so baie die bulkalers wat dis net in die wat vir jou vervangingsdiere sal gaan. Die ander 2/3 wat dan nagenoeg 460.000 is, word geïnsemineer deesdae met enigiets van Simbra. Hereford is deesdae baie gewild, veral as jy kyk na jou Jersey en jou kruisras, wat baie van die ouens lief is om te melk, is natuurlik se praat van kruisras, dis 'n kruis tussen 'n Jersey en 'n Holstein. Dis 'n bees wat baie gewild is in Australië en Nieu-Seeland. En hulle doen dit doeteenvoudig omdat ons hele bedryf is maar geskoei op die produsering van solides binne. Hoeveel persentasie van 'n melkboer se inkomste kom uit vleis uit? Dis hier nagenoeg 15%. Okay, so dis 'n betekenisvolle betekenisvolle inkomste daar. Ja. Maar jy het ook, ek dink, as 'n mens kyk na die vleis, in die totaliteit van die vleisprentjie, hoeveel van die vleis kom van die melkproduksiekant af? Kyk, min of meer. Om dit nou net die konteks reg te stel en te verstaan, dis ek moet dit partykeer baie mooi vir mense verduidelik dat hulle verstaan. Ons het 660.000 net produserende diere op die plaas. Ja. Ons het wel hier by 1.2 miljoen as ons gaan na die verse en kalvers toe op wat op die plaas is. Maar tussen daai 660.000 produserende diere verkoop ons ook 660.000 diere per jaar. Ja. En dit is die derde wat ons uitslag, en die uitslagpresentasie word uitgewerk na aanleiding van die laktasies. So ons sit gemiddeld in ons land nou op 'n laktasie van selfs 'n klein bietjie minder as 3 jaar. Ja. So elke bees hou nie of 3 laktasies. Ja. So elke derde laktasie, na die derde laktasie moet so bees geslag word. Dit is eenvoudig hoe dit werk. En ons te praat oor hier, want die hoenderouens het mos Ja. dieselfde tipe van met die lêne, Ja. wat na 'n spesifieke periode verlaag die produktiwiteit ook, ja. So net om klaar te maak daarmee, die 220.000 is dan die derde van die lakterende diere, Ja. en dan die 440.000 diere is dan jong diere. Ja. So die res van ons kuddes wat nie met die sekssemen geïnsemineer word nie, word tipies dan nou met
met vleis semen geïnsemineer. Dit is daar's 'n wye reeks, die Angus is Maar baie dit is spesifiek vir die vleis. dis reg, en hulle die ouens begin al hoe meer 'n spesifieke mark soek vir daai diere, en daar's voerkrale wat al jy weet, elke jaar wag om al daai diere by van ons produsente te koop. Dan is daar natuurlik die gedeelte van daai diere wat op dag oud geslag word. Dit raak al hoe minder, omdat hierdie ander mark besig is om te ontsluit, jy weet, en dit raak vir finansiëel op vir die ouens baie beter. Maar daar is nog 'n klein hoeveelheid van jy weet, diere wat byvoorbeeld met Holstein of suiwer jerseys geïnsemineer word, en daar sal 'n bulkalf kom wat eintlik nie waarborg in daai plaas het nie. Die sal baie keer in die daghoudmark ingaan, en dit sal maar tipies vir hondekos of daai mark. Alright. 100%, jy kry 100% vir jou inkomste uit die beeste uit, jy is omtrent uit die rooi vleis waardeketting uit, jy is omtrent 15%. Dani, jy is meer bekend as 'n graanprodusent. Ek wou amper sê, wie sê jy, wat maak jy hier, soos Fanie ons altyd gevra het, by jy nou die dag produksieveiling gehad, hoeveel diere het jy aangebied, maar noem jouself 'n graanprodusent, waar pas beeste in die rooi vleiswaardeketting in jou besigheid, jou bedryf in? Tobias, dankie. Ek sit onder protesie, maar ek is hier. Nee, ek dink wat belangrik is daar's min graanboere wat nie 'n veekomponent het. En ons het almal groot geword. Jy moet een bees hê vir elke hektaar wat jy saai, en dit kan net nie meer gebeur. Ek bedoel, die insetkoste het so gestyg dat jy moet vandag 2 beeste hê vir elke hektaar wat jy saai, as jy daai misoesjaar, daai insetkostes wil cover. Ek dink dit kan net nie meer gebeur nie. Jy weet beter as ek dink die gemiddelde graanboer produseer seker deesdae op 1200-1500 hektaar droëland, dan moet daai ou nou 2500 beeste hê. Maal dit met 'n 6-7 hektaar per groot vee eenheid, dit bestaan nie. So wat belangrik is dis maar 'n risikomitigering vir ons om die vee te hê. Uit die aard van die saak het ons met ons lande in die wintertyd het ons surplus kos. So dis 'n add-on vir ons, en ons is maar eintlik op 'n speenkalfstelsel dat ons speenkalvers verkoop en daarmee saamgaan. Maar ek wil 'n paar goed sê rondom die industrie en rondom die bedryf, en ek wil nie hele graanbedryf wat ek deel van is heuning smeer om die mond nie, maar die graanbedryf in terme van 'n graan Suid-Afrika doen vir die boer baie meer as wat ons in die vleisindustrie sien. En ek hoop ons kan vandag se gesprek bietjie by dit uitkom om te sê, wat kort hier? En miskien het hierdie back-and-claw krisis wat nou ontaard, genoodsaak, laat almal van die MPO tot RMIS, tot RPO, tot NDKV praat en sê, hoe gaan ons hierdie krisis aanspreek? Jy sit by jou met landbouekonome, jy voorsien insetkostes, jy ontwikkel markte, julle sorg dat die uitvoere van sojas kan plaasvind, julle onderhandel die dieselrabatte. En dan wil ek vandag vra, is die vleisbedryf daar? Is ons graderingsstelsel wat ons vandag het nog relevant in die wêreld? Want my bietjie kennis is, hy lyk in Suid-Afrika so, hy lyk nie in die wêreld so nie. So ek as boer kompeteer nie met die ander Suid-Afrikaanse boere nie. Ek kompeteer met die wêreldboer. Ek moet graan kan produseer teen uitvoerpariteit. Ek moet in invoerpariteit dis jaar dat ek geld maak. Die uitvoerpariteit jaar moet ek oorleef. Ons moet die waardeketting effektiever maak in die vleisbedryf, want as die waardeketting effektiever is, dan maak almal geld. Van die produsent tot die slagter, tot die ou wat hom uitvoer. En my dilemma is, ek kan vandag 'n telefoon optel, ek kan 10 makelaars bel en ek kan my graan verkoop. As ek vandag besluit ek gaan my speenkalvers met die vrotmielies vir jaar voer en nie as 'n speenkalf verkoop nie, want daar's back-and-claw in my omgewing en nou moet ek my speenkalf teen 'n diskonto verkoop. Nou gaan ek hulle voer, maar as ek nie reeds met 'n slagpale 'n reëling het, ek kan nie net opdaag met 'n vet bees en sê ek gaan op hierdie slagpale slag. Want daai ketting het verander. Die voerkraal het sy eie slagpale, uit sy eie mark. So as ek nou my beeste daar wil inbring,
dan word hy teen R3 diskonto gekoop, want ek is nie deel van die stelsel nie. So ons is nie effektief in die vleisketting nie. Ons laat nie alle rolspelers toe om eerlik te kan deelneem. So ek gaan bietjie stir vandag, ek gaan 'n paar goed nog later sê wat ek dink ons moet regkry, maar dis die voordeel wat ons het van om aan forums deel te neem, want ons wil almal wat hier sit, wil die bedryf beter maak. En as daar tekortkominge in my boerdery is, dan wil ek graag hê, help my, as daar tekortkominge in die bedryf is, moet ons met mekaar kan praat en ons moet hierdie ding kan vorentoe vat. Terug te kom, ons doen presisie boerdery. Ons probeer hierdie goed mos nou uit die aard van die saak in ons beeskuddes doen, en ek is glad nie stoeteler nie, maar ek verkoop goeie kommersiële diere wat waarde toevoeg tot enige aanhouse boerdery. Ou wat nie wil verse groot maak nie, ek maak verse van groot, ek verkoop baie diere. Ek kon tot nou toe dit reg kry deur 'n goeie inentingsprogram op BN. My kudde is nou 35 jaar BN vry. So 'n ou dag op en hy sê ek koop hier 'n skoon dier. Maar nou kom hier 'n nuwe klap van 'n back and claw wat ek nou niks mee te doen het nie. Ek kan nie my diere ent vir dit nie. Ek kan nie 'n waarborg gee dat hy nie by my gaan inkom nie, want ek kan myself nie beskerm nie. En dis waar ek vra, jy het landbouekonome, ons rooi vleisindustrie, daai nuwe voertuig, kom ek noem hom nou in my kop, Vee Suid-Afrika. Vee Suid-Afrika moet veearts hê. Vee Suid-Afrika moet protokolle hê. Vee Suid-Afrika moet kan onderhandel om enstowwe by die privaat sektor, die IP's daar te kry, dat die privaat laboratoriums ons hierdie goed kan maak. Ons is nou 30 jaar in 'n nuwe demokrasie. Ons weet die staat kan niks mee doen. As ons nie hierdie goed as industrie en as bedryf in ons eie hande neem, gaan ons nie kan kompeteer met die wêreld daar buitekant. So ek wil graag 'n organisasie daar sien wat my kan adviseer. Moet ek my speenkalvers verkoop? Moet ek backgrounding doen? Hoe lyk die somme moet ek voer? Ek soek een wat met back and claw kan kom en vir my sê, hier het ons jou enstof gekry. Hier kry ons internasionale enstof. Die enstof wat ons tans in Suid-Afrika kry, word net gespuit by kuddes wat uitbreek en hy werk net 6 maande. Dis 'n waterbasis enstof. Ons moet 'n oliebasis enstof kry. Daar moet merkers in wees. Laat ek vir die ou wat my beeste kom koop kan gemoedsrus gee en sê hierdie ding is langtermyn geënt. En ek wil nie in die entingsdebat ingaan nie. Dis 'n debat op sy eie. Ons kry nie eens BM in die landbeheer. Hoe gaan ons back and claw beheer deur elke 6 maande? Hierdie goed te ent. Maar 'n sterk industrieliggaam gaan ons help om hierdie ding vorentoe te vat. En ek dink ons sal later 'n bietjie die gesprek by daai goed kom. Jy het die debat so 'n bietjie oor die koolstofvoetspoor oopgemaak en ek wil nie so toe gaan nie. Ek wil net sê, ek sien nêrens daai massa sojas en mielies wat ons produseer in koolstofdioksied uithaal. Waar word dit in die somme van die koolstofvoetspoor gebring? Die bietjie diesel wat die graanboere gebruik om te plant en die kunsmis, maar dit wat hulle skoon maak met die gewasse op die land. Weereens, dis 'n geveg vir 'n graan Suid-Afrika. Ek het 'n sterk industrieliggaam nodig om daai geveg vir my te veg. Ek as boer kan hom veg. Ja, dankie. Daarin is altyd ek bly die nog so veel oor graan Suid-Afrika. Ek wil net sê ons het nie net landbouekonome nie. Moenie vergeet die klomp pad toe. Ek is altyd Julle het al. Navorsers Ek wil nie te veel julle speel. Maar hulle van my sê, want ek is 'n landbouekonoom, so dan kom ek in die moeilikheid. Ek is altyd klein bietjie jaloers op Dewald. Hy het so dramatiese probleme wat altyd uitgesorteer word. Met die goed is, ons het ook ernstige biosekuriteit uitdagings binne in die graanbedryf en dis 'n krisis. Dis daar laas jaar het ons gepraat van die gas is wild en sulke tipe van dinge. Dewald, so dan het nou 'n bietjie die ding oopgemaak. Ek dink dis die probleem van die nie konvensionele waardeketings. Ons vertrou net so op die rooivleisbedryf as 'n bron van inkomste. Ek wonder of Fanny dieselfde sou gesê het, nee, boys, daai 15% van my is krities vir 'n ou se inkomste. Jy's nou by die RMAS wat seker die RVID sal wees in Afrikaans, rooi vleis industriedienste. Ja.
Die vertel gou, wel, jy moet seker sê Dewald en waar jy vandaan kom en seker tipe van dinge, maar vertel hoe in kort, wat is RMIS en kom het ontstaan, hoe werk dit? Okay, so ek is Dewald Olivier, die hoofuitvoerende beampte en uitvoerende direkteur van RMIS, daar is nie Afrikaans daarvoor nie. En ons het ontstaan vanuit die ou statutêre heffing uit en die 4 primêre lede van die RMIF, as ek so kan sê, die ou rooi vleisbedryfsforum, het bymekaar gekom en gesê, ons betaal 80% van die statutêre heffing, maar ons 13 rolspelers het besluit hieroor, en soos dit 'n goeie Suid-Afrikaner betaal, het ons afgestig, en gesê, kom ons stig 'n organisasie vir onsself, wat die primêre waardeketting bedien, van die produsent, van boer reg deur tot by die abattoir. Ons beskou dit as die primêre gedeelte van die waardeketting, en ons het 'n diensteorganisasie opgestel, met 'n sekere 'n klomp 'n mandaat spesifiek om te kyk na sekere goederes en natuurlik 'n stem vir die totale waardeketting. So as ons kyk na die 4 pilare is verskriklik belangrik om net daar te begin. So dieregesondheid en vleisgesondheid. So ons sê in die Engels is dit baie makliker as animal and public val onder ons. Animal and public health, die eerste gedeelte is na diere spesifiek en die gesondheid van die diere. Die tweede gedeelte is vleisgesondheid, so dis waar die abattoir vereniging 'n groot rol speel, die SAMIC. En die tweede been is inklusiewe groei, of dan nou transformasie. Ons voel en ons het gesê met ons plan dat die totale bedryf moet groei om transformasie te kan doen, veral omdat dit 'n statutêre heffing is. Die derde been is marktoegang, wat ons nou kyk, en dit is vir nuwe toertreders, so ek verduidelik dit altyd so, of dit nou wit, swart, geel, pink, pers is, enigiemand wat 'n nuwe toetreder tot hierdie bedryf is, moet toegang hê tot markte, plaaslik en internasionaal, en dan uit die aard van die saak internasionale markte is soos wat dit sê, en dan die vierde been is mededingendheid en volhoubaarheid. Normale, en ek dink baie van dit is, ek verduidelik dit in eenvoudige terme, ons voel partykeer dat ons meeding teen hoender en teen vark en teen al die goeders, maar dis nie ons kompetisie. Want solank ons verbruiker bly in die diereproteïen spasie, sal hy een of ander tyd spring van die een na die ander. Die probleem is hierdie ouens wat gras afsny en dit geur en soos vleis, dis ons groot probleem binne in die wêreldkonteks, nie net in Suid-Afrika. En dan natuurlik volhoubaarheid. En ons het julle dat die CO2 en ek gaan nie te veel oor die ESG en daai gesprekke hê nie, maar dis volhoubaarheid in die ware sin van die woord is vir ons is, en ek was nou op 'n internasionale platform wat ek moes praat oor volhoubaarheid in die boere in Suid-Afrika en ek het gesê vir ons is volhoubaarheid in kort om ons produsente op die plase te hou om te kan bly boer ad infinitum, as ek so kan sê. Dis ons volhoubaarheid. Ons kan praat oor al hierdie mooi goeders, maar ons wil op ons plase bly en ons wil volhoubaar wees en ons wil vir altyd boer vir ons nageslag. Dis die 4 pilare wat ons het. En dan natuurlik ons het 'n strategie wat ons opgestel het. Wat RMIS bymekaar gebring het uit hierdie 4 organisasies. Uitgepraat van die strategie en ek moet net sê so die 4 organisasies wat begin het is die rooi vleisprodusente organisasie, of die RPO, en voorheen bekend as NERPO, die National Emergent Red Meat Producers Organisation. Nou hulle bestaan nie meer nie. En ons is op soek na en ons is besig met onderhandeling gesprekke oor hoe trek ons organisasie in wat die opkomende boere en spesifiek kom ons sê dit reg in die swart boere verteenwoordig in Suid-Afrika. Maar dit val nie onder hierdie stadium onder die RPO in nie. Dat ons die voerkraal vereniging en natuurlik die abattoir vereniging. So hierdie 4 organisasies maak op hierdie stadium in die algemene terme noem ons dit die Red Meat Primary Cluster. Die primêre byvoeging of samevoeging van lede uit wat 'n adviesraad is vir RMIS. RMIS bestaan dan uit 'n raad van 8 lede waarvan 7 stemreg het. Nou ek sê dit so, elkeen van hierdie 4 organisasies het 'n direkteur wat hulle kan nomineer op hierdie raad en ons het 2 onafhanklike direkteure met 'n onafhanklike voorsitter, maar hy is totaal en al, ek wil amper sê van buitekant af ingekry. Hy het ook nie stemreg nie, want ons het in die verlede gesien dat 'n voorsitter kan baie maklik die rigting bepaal waar hy stemme gaan. So en dan het ek as 'n uitvoerende direkteur. So daar's in totaal 7 stemme waarvan die industrie self 4 hou op hierdie stadium. So indien die onafhanklike direkteure en Dewald besluit ons moet in 'n spesifieke rigting ingaan, dan kan die industrie ons op die regte pad hou. Dit is die veronderstelling. Ons het in ons strategie het ons sekere kruis items wat ons moet aanspreek. En van die begin af was die eerste item 'n verenigde stem binne die rooi vleisbedryf. Nou
ons weet dat daar in die waardeketting gesprek, en dis 'n eeueoue gesprek wat altyd sal bestaan, want dit is 'n ekonomiese gesprek. En waarna het ek daarna verwys is die verkoop van 'n speenkalf byvoorbeeld aan 'n voerkraal. Nou dit is niks unieks wat julle in die graanbedryf Kan ek sommer stout wees, hoe gaan jy vir my en 'n Melanar kry om saam te stem? Maar 100%. Waar jy gedink gaan jy verenigde stem kry in daai spanne? Die feit is, en ek hoor dit, maar dis 'n ekonomiese probleem. 'n Produsent wil soveel as moontlik hê en ek sê dit nou nie dat die skaal is soveel as moontlik hê vir die swakste kalf. 'n Voerkraal wil so min as moontlik betaal vir die beste kalf. Dis 'n ekonomiese beginsel. Ja. Maar, en ek dink dis waar die verenigde stem vandaan is. Ek sê altyd, as ons nie praat van bees, skaap en bok, of beesvleis, skaapvleis en bokvleis, alles verder is dit, is politiek. En dis wat ons probeer uithou met RMIS is om te sê, kom ons kyk na die waardeproposisie wat die waardeketting bring en die dienste wat binne dit geleer word. Die politieke gesprekke kan ons daar buitekant hê en ons kan vir mekaar vies raak oor dat die een voerkraal te min betaal nie, een te veel betaal of die abattoir nie hierdie koop nie, en dit moet aangespreek word binne die waardeketting as 'n verenigde stem. Maar daar sekere goeders wat ons moet verstaan wat altyd sal kan wees. En ek dink wat RMIS probeer doen is om te sê, hoe lewer ons hierdie diens om 'n gelyke speelveld te maak en die rooi vleisbedryf op die next level te sit. Want ons weet, en daarna jy daarna verwys na die internasionale mededinging. En dis vir ons is 'n netto uitvoerder van rooi vleis. Ons betree die wêreld van Australië. Nou almal aspireer en ek meen ons kan nou baie sê oor die Australiërs. Maar Tobias, daai ons is ongelooflik op die manier op die vlak wat hulle opereer met hulle lewende hawe in die wêreld. Hulle het 'n absolute landbou-ekonomie gebou daaruit om uit te voer China toe. Nee, 100% en hulle moet dit doen. Ek bedoel, hulle is baie soos Namibië in die opset dat hulle moet uitvoer want hulle het nie genoeg vleiseters binne hulle land. Ja, dit wat 16, 17 miljoen, nee, ek dink bietjie meer. Yes, ja. Maar ek bedoel hulle is ek wil sê amper die mees suksesvolle en gesofistikeerde rooi vleismark of verskaffers in die wêreld. Hulle is presisie boere par excellence. En ons moet dit eet wat ons kan. Ek wil nie die vis aan hulle gebruik nie. Ons moet die choppie eet en die been los. En van wat hulle doen, want hulle doen dit ongelooflik goed. En RMIS, ons het gaan kyk na dit. Ons is eintlik geskoei op die Meat Livestock Australia model. So ons het juist gaan kyk oor hoe doen die Australiërs dit met 'n diensverskaffersorganisasie en gesê, kom ons aspireer om soos hulle te lyk. Nou ons moet onthou dat RMIS het begin in 2022. So ons is 3 jaar aan die gang. Waarvan die eerste jaar maar 'n oorgangsfase was om uit 'n ou stelsel uit te kom. En ons het vir die eerste jaar was RMIS het bestaan uit deelwat. Ek meen, dit was net ek gewees wat 'n span bymekaar moet sit en waar ons vandag staan met 'n span van 9 mense. Nou, ek sê trots net 9 mense, maar en ek dink dit gaan ook nou 'n deel wees van hierdie gesprek. Dis totaal ontoereikend vir dit wat ons moet doen binne RMIS net 9 mense. En die grootsheid van hierdie bedryf. As ek net kyk na en luister wat Fanny sê en wat jy sê Kobus met betrekking tot dit wat moet gebeur. En as ons kyk na ons strategie oor dit wat moet gebeur. Ons kan nou daarin gaan. So ons het 'n gesprek gehad rondom binne in die bedryf om te sê waar was ons grootste hakplek gewees met betrekking tot die staat. Want ons kan nie die staat uit hierdie vergelyking uithaal. Hulle speel 'n ongelooflike belangrike rol. Maar daar wil ek saamstem. Ons moet, en ek sê dit altyd Tobias, ons moet beheer neem oor ons bedryf. Dit is nie, die regering is nie beesboere nie. Hulle is nie skaapboere nie, hulle is nie bokboere nie. Hier is ons bedryf. En wat ons doen op 'n groot mate is, en ek is baie passievol daaroor is, ons gee die probleme die hele tyd terug vir die regering en sê, gee vir ons 'n oplossing. Dan gee hulle vir ons 'n oplossing. Nee, dan sê ons, wat het julle gedink? Hoe dink julle om hierdie oplossing te implementeer? In plaas daarvan dat ons sê, dis die oplossing wat ons wil sien, dis hoe ons wil hê dit moet lyk, en dis hoe dit geïmplementeer moet word. Ek wil so 'n bietjie praat. So ek dink dis 'n groot gedeelte van dit wat ons wil doen binne in RMIS om te sê, kom ons bring die oplossings na die tafel as 'n waardeketting. So die gesprek byvoorbeeld onder andere met die kantoor van die minister is 'n waardeketting gesprek. En omdat ons daai gevegte het en jy sê dis niks unieks in 'n geval binne die landbouomgewing nie, maar moet ons 'n verenigde stem na die regering toe vat. Want sodra ons, en hulle is slim, sodra ons as 'n
verdeelde waardeketting voor hulle staan. Dan sê hulle nee, gaan sorteer julle probleme uit en as julle ooreenstem, kom julle terug na ons. Vir jare was ons so verdeel geweest, terwyl dat ons eintlik niks reg gery het nie, dat ons besig was met mekaar, met persoonlikhede, en op die einde van die dag oor, hoe moet hierdie geldjies verdeel word, en wie moet nou wat kry? In plaas daarvan om te sê, hoe vat ons hierdie bedryf? En ek gebruik altyd die analogie, ons is besig om dood te bloei. As ons nie, dit wat ons het vat, en ons maak dit suksesvol, sodat ons daai sustainability of volhoubaarheid vir die ou op die plaas het, vir die voerkraal-eienaar, vir die abattoir, want hulle almal speel 'n rol en die een kan nie sonder die ander bestaan nie. As ons dit nie gaan doen nie, en ek sê dit met baie respek onder die Brasilianers, ongelooflik 'n model by hulle. Die kwaliteit van hulle produk is laer as ons. Maar weet jy wat? Ons het nie 'n graderingsstelsel. Ons kan dit nie bewys nie. En as ons nie gaan saamstaan om daai tipe goeders te begin implementeer nie, gaan ons net nooit daar kom nie. En ek is passievol oor die feit dat ons alles het in ons land. Ons weet, ons het 'n produk wat gesog is wêreldwyd. Hulle sê dit vir ons. Maar weet jy wat? Ons kry nie die premies daar buite nie. Hoekom? Ons kan nie saamstem oor 'n graderingsmodel nie. Ja. Onder andere, dis een van die Dis 'n redelike krisis. So ek is half jaloers en verbaas oor 'n paar goeders. As ons kyk na die graanbedryf, ons is soortgelyk, maar ons het nie een enkele organisasie wat dit doen nie. Ons sit met die SAGL, die graanlaboratorium, en op die graanlaboratorium sit daar die 3 besturende, of die melenaars en die produsente melenaars en die verwerkers en die verkopers en so, die bakkers en so. Ons het dan die graaninligtingsdienste, wat ons dieselfde tipe van ding het. So, in feite het ons sinne so half afgebreek oor 'n klomp verskillende goeders. Ons het die tegnologie en teelagentskap SACTA, wat daai kant is, en dan het ons Sosia, wat kyk na die wintergrane, wat daai kant is. So ons het amper 'n gefragmenteerde ding in die graan, so julle het een ding, en ek dink Back and Close sit natuurlik verskriklike druk op die stelsel. Dis normaal dat almal bietjie fisies vir mekaar, weet, want die druk is groot, maar hoekom sukkel julle so met 'n enkele organisasie om, jy weet, julle het 'n pragtige struktuur. Wat is die behoeftes daar buite wat jy dink die ouens vra? Wat is die goeders wat gedoen moet word? Of die probleme, hoe sien jy dit? Die grootste enkele menslike ding wat moet gebeur is. En dit gebeur tot 'n mate, en ek dink dit moet nog baie meer gebeur is. Almal wil gehoor word. En ek dink ons moet begin besef, ek was by die voerkraalvereniging voorheen gewees, en ek het nie, al die voerkraal in Suid-Afrika was nie lid by die voerkraalvereniging. Maar wat ontsettend belangrik is om by daai voerkrale uit te kom wat nie lid is van die voerkraalvereniging en by hulle te hoor. Eerstens, hoekom is hulle nie lid nie? En die tweede plek is nog steeds te hoor wat hulle sien gebeur, want hulle speel 'n rol. Met die navorsing wat Gerard hulle vir ons gedoen het by BFAT, was dit presies dit gewees om te sê, ons het hierdie groot rolspelers. En dit is so, ons het 'n Caran Beef, 'n Sparta, 'n Beefmaster en 'n Charmer, en hulle speel 'n ongelooflike groot rol. Maar die kleintjies, en ek dink as ons kyk na die melk, die suiwelgedeelte, ek dink byvoorbeeld Beefmaster koop 'n klomp van die beef to dairy diere. Ek weet hulle koop dit so in. En dis 'n spesifieke ding wat hulle aanspreek. Maar dan is daar 'n klomp kleiner voerkrale wat ons moet gaan hoor is, want hulle speel tog 'n rol. Hulle het 'n ongelooflike groot waarde wat hulle deel. En dis waar die ding kom. Die mense wil gehoor word. En ek dink baie keer ek sit as RMIS en ek vra, wat is dit wat buite op die grond opgaan? Wat wil die mense sien? En nie net, en ek gaan name noem, nie net 'n Caran Beef. Ek wil nie net hoor wat Iwer sê nie. Want van hulle kant af het hulle 'n sekere strategie en hulle weet waar hulle op pad is. Wat sê die res van die wêreld? Hoe wil hulle hierdie ding sien uitspeel? Onthou, 'n gedeelte word gediens en 'n baie groot gedeelte word deur hulle gediens. Maar daar's ander rolspelers wat definitief 'n inspraak het. Wat lewer aan die plaaslike slaggers. Ja. En dis hoe die ouens hier buitekant hier wat rooi vleis eet en Caran lewer nie aan dit. Ja. So ek wil nou graag so 'n bietjie die ding oopmaak. Wat hulle altyd moet onthou is uit die dis mos uit die bemarkingswet, die Marketing of Agricultural Products, as daai ding statutêr verklaar word en dis 'n algemene heffing, jy is die direkteur en die ander direkteure het 'n nasionale verantwoordelikheid. Jy het nie verantwoordelikheid teenoor 'n kar en jy sit met
julle sit met publieke geld wat vir almal aangewend moet word. En nou word die uitdaging hoe luister jy vir almal. Ek wil graag so 'n bietjie hier 'n draai maak. Ek gaan sommer so Ek gaan Daniel Kobus. Ek dink Dewald en ek moet julle geluk wens om in 3 jaar te kom waar julle gekom het. Maar dan wil ek sê, daar moet verandering kom en daar moet vernuwing kom, want ons wil by vir Suid-Afrika uitkom. Julle sit in die bevoorregte posisie van die statutêre heffing, waar daar geld is. En as ons daai geld moet vir meer vra, omdat ons meer wil doen, dan moet ons ook bereid wees om dit te doen. My vraag is, en ek stel die produsent, en ek kan vra wat ek wil vandag, is, moet die MPO nie ook op jou struktuur sit nie. Want hierdie back and claw het nou gemaak, dat ons 'n gemeenskaplike vyand het. Die melkboer wil hom nie hê nie, die vleisboer wil hom nie hê nie, die stoetboer wil hom nie hê nie, die waardeketting, die slagpale, niemand wil hierdie dinge hê nie, hy kos ons net geld. So ons het klomp gemeenskaplike vyande, wat ons as industrie saam moet fight. Oor die prysoorlog van wat se speenkaal werd en dit is irrelevant. Dit gaan oor die industrie. Dit gaan oor hierdie normes. Moet ons nie die RMIS net uitbrei? Ek moet net besef, ek sit ook op rade. Hoe kleiner 'n raad is, hoe makliker is dit. Maar jy moet bietjie groter rade hê, dat jy albei rolspelers het. En nou is ek duivelsadvokaat Dewald. Jou voerkrale sit op een stoel, jou abattoirs sit op die ander stoel, maar is eintlik dieselfde. En dan jy net die RPO daar, en dan ons sukkel om NERPO te kry. En die punt wat ek wil maak, as ons as industrieliggaam wat die paar groot melkboere 'n besluit neem, die kleiner melkboer gaan saam. As ons 'n brug bou oor 'n rivier vir om te kan veilig oorkom met back and claw, dan daai selfde klein boer kan oor daai selfde brug ry. So die industrie moet die gesonde besluite neem, of die groot boer en die klein boer kan daar kom. Moet ons nie die RMIS verder ontwikkel om by 'n vir Suid-Afrika te kom. Oor die goed van een man wat met die regering praat, al daai voordele het ons daar. So ek dink ons het 'n goeie voertuig by julle, maar ons moet my voertuig so bietjie breër maak. Ek wil so 'n bietjie vir jou debatteer. Dis konsies. Want as jy vir my sê, ons het nou in die graanbedryf is ons deur dieselfde proses. En ons wou sê, maar kom ons bou 'n graanwaardeketting in Suid-Afrika. Laat ons met een stem saamstem en praat met die regering. Die ouene het ek gesê, daar sê manier nie. Ek praat namens die boere, julle meelenaars, julle kan langs die meelenaars praat, maar daar is goeters waaroor ons fundamenteel verskil. Jy weet, ons is in die hofsaak. Ons tot in hofsaake fundamenteel verskil ons van die meelenaars en so. Ek hoor dit jy sê, maar praat jy nou van 'n groter ding wat almal insluit, of praat 'n mens van 'n besigheid wat spesifiek na die produsente se kant omsien? En dan wil ek net so vinnig my verstaan, Dewald, is julle statutêre heffing behoort gewoonlik 3 tot 5 jaar iewers? 4 jaar. 4 jaar. So jy dan nou nog 'n jaar en dan dien jy 'n nuwe aansoek. Binne die aansoek kan jy nou sê, goed, jy kan die direksie verander, jy kan die hele besigheid verander, maar daai raad is ook 'n ding wat 'n ou nou moet onderhandel, want ons jy weet, hoe werk die balanse daar tussen? Almal op daai raad is konflikte. Hulle het almal hulle eie belang en jy moet 'n bietjie 'n balans tref tussen die ding. So dis 'n versigtige onderhandelinge wat hulle vandag te moet hou. Maar uitstekende punte, maar vir Suid-Afrika, dink so 'n bietjie, ek sien Fanie is opgewonde. Spring gou in. Daar nee, ek kom nou terug na jou. Tobias, ek dink wat krities belangrik is as ons kyk na die waardeketting, dan moet ons gou vir ons mekaar sê, wie's die mees in Engels vulnerable? En dis altyd die primêre produsent. En ek dink dit is waar ons op die stadium die groot behoefte wat ons mis binne in die rooi vleiswaardeketting is, daar word nie genoeg aandag gegee aan die primêre kant van dit nie. En
ek sal graag wil sien, en dit het presies nou daaraan geraak, laat die sekondêre rolspelers binne die waardeketting meer op hulle eie staan. En laat ons nader beweeg aan almal wat primêr geraak is binne die ding, voordat hulle die mees uitgelewer is. As jy gaan kyk binne die doelstellings van die Nasionale Bemarkingsraad en spesifiek gaan lees wet 47 van 96 wat die MAP Act is, soos wat hulle sê, dit is die bemarkingswet. Daar's 4 doelstellings binne hom. Wat die enigste ene wat eintlik die belangrikste is soos hy in Engels geskryf is, the viability of the industry. En daai ding kom altyd vir my terug primêr toe. En ons het nie genoeg beskerming vir die primêre produsent nie. Ek voel dat die res van die waardeketting, jy weet soos byvoorbeeld in die suiwelbedryf, ons is prysnemers 100%. Ons het bitter min beheer oor dit wat ons vir ons prys kry. Jy kan bepaal dit wat op jou plaas is en daar kan jy verbeter. En jy kan jou potlood skerp maak soveel soos wat jy wil. Jy het nie veel beheer oor dit wat vir jou aangebied word nie. Waar ons sekondêre rolspeler het die vermoë om waarde toe te voeg tot sy produk. En hy kan, as hy by die winkel gaan aanklop om hierdie produk te verkoop, het hy 'n bietjie van speelruimte binne in daai ding wat ons nie het nie. En dit kom terug na die rooi vleis waardeketting toe ook. Ek dink Daniël het begin daarmee om te sê, jy weet, jy het nie veel van 'n keuse nie. Jy moet maar in 'n plek speel. So my pleidooi sal wees dat ons meer gaan fokus op dit wat primêr op die plaas gebeur. En jy weet as ons net bietjie ons koppe optel en jy kyk op sosiale media en jy weet wat daar aangaan, die geraas wat ook in die agtergrond gemaak word, dan dink ek is dit belangrik dat 'n mens tog probeer raak sien. Hoekom gebeur hierdie goed? En wat wil daai ouens vir jou sê? Sonder om individue en mense raak te sien. Daar's 'n probleem. Ek en Kobus het vroeër daaroor gepraat. Jy weet, as jy 'n kleiner rooi vleisprodusent is, het jy deesdae 'n probleem. Want jy sukkel om dit te maak. As jy 200 en net om die wiskunde daarvan vinnig te maak, as jy 200 koeie moet aanhou op 'n 7 hektaar en daai 7 hektaar soos in die wêreld wat ek vandaan kom is 12 na 14.000 rand werd. Dan kom jy baie vinnig op 'n som van 20 miljoen rand wat jy nodig het om daai 200 beeste te kan onderhou. En daai som werk nie mekaar nie. Jy kan baie makliker eerder daai 20 miljoen in die bank gaan sit en van die rente afleef as wat jy probeer om van 200 koeie af te leef. En dis die groter uitdaging wat ons het. En ek dink ons spreek nie daai ding volledig altyd aan nie. En ek sal dis hoekom my fokus wil graag wees dat ons meer kyk na wat op die grond aangaan en dat ons daar beter kan saam staan. En as ons statutêre geld moet gebruik, dat ons kyk hoe ons daar kan beveilig. Ek stem baie mee saam nogal in die bemark oor tyd en ons het die waardeketting bitter nodig, maar produsente het 'n ander realiteit. Die waardeketting is gekonsentreer, hy's groter, dis groter besighede. Nêrens in 'n produsente organisasie of 'n produsente ekonomie is daar enkele groot produsente wat soveel in navorsing en ontwikkeling kan belê as wat 'n groot voedselmaatskappy kan doen nie. En ons moet nie vergeet nie, hier is die marketing of agricultural products. En dit lê binne in die departement van landbou. Dis nie 'n handel en nywerheid, maar kom ons daai stoei vorentoe. Ek stem eintlik saam, die balans moet bietjie oorswaai, maar ons moet altyd 'n balans hê want elke mielie wat ons verkoop eindig op die ou einde in snaakse vorm, of dit nou cornflakes of mieliepap is, snaakse vorme, en as jy weghardloop van die waardeketting, verlos jou verbruikers jou. Vannie, maar wat baie spesifiek, wat wil julle hê van RMIS af? Of van die dienste af, algemeen? As jy wat moet ons gedoen kry? Wat is die uitdaging van primêre van die veeprodusent vandag, en dan praat ek spesifiek uit 'n melkperspektief uit. Ons groot probleem is back and clap. Dis 'n siekte wat, soos wat hy huidig in Suid-Afrika hanteer word, kan hy ons bedryf uitroei binne maande. Ek dink dis nie 'n geheim nie, almal weet dit daar buite, dat die melkkoei in 'n absolute besonderse manier aangetast word met back and clap.
Dis totaal anderster as wat in die rooi vleisbedryf is. In ons geval sal daai koei binne daar 'n verskriklike somatiese telling ontwikkel. Daarna is dit baie vinnig erge mastitis en daai beeste in meeste gevalle verloor die meeste van daai beeste. En met die huidige inentingsstrategie wat ons het en die 3 maande enstof wat ons van Botswana gebruik, is totaal oneffektief. Ons het nou in Heidelberg 'n melkboerdery wat vir die tweede keer nou positief is. Hulle laaste keer wat hulle geënt het, is nou vandag 2 maande en 3 weke terug. Ja. So daai enstof het nie eens 3 maande gehou. Ja. En daai koeie is weer. Daai boer rapporteer aan my dat dit is nou 10 keer erger as wat die eerste keer was. Ja. Dit is ons probleem. Ons sit met protokolle wat nie vir ons werk nie. Ons sit met 'n enstof wat ons nie het, wat ons nodig het, wat ten minste 12 maande dekking het en wat natuurlik die merkstof in het. Daar is in die wêreld enstowwe wat gemaak word wat vir ons kan aanspreek. En ek dink dis die ding. Ek het deelwat baie gepraat daaroor. Ek dink nie ons gaan vreeslik verskil daaroor nie. Dis goed wat net gedoen moet word. Ons voel net partykeer van Suidel se kant af, ons word nie altyd presies gehoor nie. Daar word dalk meer aandag gegee aan die rooi vleisbedryf in terme van as dit kom by back and claw, terwyl ons eintlik die mees vulnerable in die ketting is. So dis een van die groot goed wat ons in 'n toekomstige model waar ons dalk meer samewerking of verteenwoordiging het, baie beter kan saamwerk. Dan kom terug na jou toe. Ek weet nie alles wat jy doen nie, maar ek weet graanprodusente soos jy het die polisie se werk al begin uitsorteer met kameras en saamwerk. Jy het al die paaie departement oorgeneem, jy het die departement van gesondheid oorgeneem met klinieke, jy het die departement van en so kan ek nou aangaan. Wat is dit wat ons moet doen in die rooi vleisbedryf en 'n paar gedagtes rondom hoe om dit effektief te kry. Ons het begin daar by die Livestock Incorporated, maar hoe moet mense doen en wat werk in terme van samewerking as mense dit vorentoe vat? Dit is 'n ding belangrik. Ek dink hier's 'n goeie voorbeeld van back and claw. As die MPO op die RMIS is, kan hulle saam na die regering toe gaan en sê melkboere sien sy bees 2 keer 'n dag of party 3 keer 'n dag. Hy kan sy kudde ent elke 6 maande, want 'n melkboer is gekeer om dit te kan doen. Ons as vleisboere, die goeie boere kan dit doen, maar die gemiddelde ou gaan dit nie doen nie. So hier kom ons sê, ons maak 'n uitsondering op back and claw. Melkboere ent julle beeste voorkomend, want hy kan 70% van sy kudde verloor. My bees word 2 weke siek en hy's gesond. So hier's 'n goeie voorbeeld van as die industrie daar saam is, en ek stem saam met jou. Die produsente moet hulle self organiseer en hulle moet beter wees om hulle eie dienste lewer. Maar hulle moet goed daar verteenwoordig wees, dat daar waar ons by die industrie goed kom, dat die RMIS vir ons daai goed doen. En ek dink, as jy vandag vir my vra, waar is ek lid van 'n vleisorganisasie, dan weet ek nie asof ek 'n lid van die RPO is nie. Dalk trek hulle vir my geld af, dalk trek hulle af, ek weet nie. Want niemand het my nog genader as ek deel van 'n organisasie. Die Graan Suid-Afrika benader my gereeld en ek betaal my heffing en ons gaan aan. So die punt wat ek wil maak is, ons moet RMIS daar juis kry vir hierdie krisisgoed, vir die industrie, vir die bedryf, vir die gradering. Ek bedoel, daai gradering moet op 'n nasionale vlak uitgesorteer word. En as ons hom nie daar uitsorteer nie, dan sorteer jy hom soos jy met 'n hofsaak uit. So iewers moet jy die forum hê om hierdie goed te kan vorentoe vat. En ons moet met mekaar praat, ons moet mekaar eerlik wees, ons moet vir mekaar sê, hoorie, jy knyp myne. Ek sien jou nou terugknyp. Ons sal so 'n bietjie moet dink oor hoe sit ons ouens op RMIS, op die ouens soos jy gesê het, hou dit klein, hou dit dinamies. Die oomblik as 'n ou melk opsit, dan gaan die abattoirs en die voerkraal ouens sê, maar in daai geval is die hele balans verkeerd. Ons moet nou hier ook ouens bysit en dan het jy nog 6 ander ouens wat bestorm en sê, maar hulle moet ook op die raad wees. Nou moet so 'n bietjie dink, hoe hou jy dit klein en dinamies? Maar Kobus, ek wil nou terugvat, jy's nou ongelukkig die suiwerste rooi vleisman hierso. Wat hoor jy van die ouens van die ander kant af? Is jy gemaklik daarmee as die melk ouens nou in jou sop wil kom roer en maar wat sien jy? Waar sien jy die raakpunte van die voort? Ek sou sommer stout oor die sop. Ek mag vir jou sê, ek kyk dit vanuit 'n meer
Holistiese, maar gespesialiseerde wagpunt. Ja. Wat bedoel ek dan? Ons het spesifieke doelwitte wat ons moet en wil bereik. Ons moet dit bereik, anders gaan ons nie volhoubaar wees nie. Ons moet eerlik wees daaroor. Alles dui daarop, ons produseer in reële terme teen laer as 15 jaar terug se vlakke. Dis die realiteit, selfs met die prysvlakke wat ons vandag baie opgewonde oor is, wat ons nie konstant kry per maand, is dit een van ons uitdagings. So nou is my vraag altyd goed, as ons weet waarheen ons op pad is, as ons verstaan wat dit is wat ons graag wil bereik, dan moet ons van onsself gaan sê, goed, vir watter rede kry ons dit nie reg nie? En dit is waar my uitdaging is. Die feit van die saak is op die oomblik, het ons strukture, maar as ons baie eerlik moet wees, val of die strukture vir ons, of die leierskap binne die strukture, val vir ons. Nie almal in die strukture is sleg nie. Nie almal kan ons net dood eenvoudig weglaat nie, maar ons het leierskap nodig, in terme van visie, in terme van rekenskap. Met ander woorde, ons het ouens nodig wat kan opstaan in die bedryf en sê, ons het ingekoop in 2030 se visie. Ons gaan seker maak, ons gee ons ondersteuning vir die liggaam wat daar gestel is om ons te bedien. Dit gaan verder. Kom ons kyk nou, ons breek dit 'n bietjie af. Iets soos naspeurbaarheid. Wat is boere se antwoord baie keer? Gaan ek 'n premie kry? Wie gaan vir my die R30 gee vir my oorplaatjie wat ek moet insit? Hy weet nog nie vir R30 gaan wees nie, maar hy het daai vraag. Nou as jy 'n produk produseer wat R30 nie eers 0,06% van die waarde van daai produk is nie, en jy het 'n probleem daarmee, moet jy 'n bietjie hand in eie boesem steek en vra, kla ek oor die regte goed? Dinge soos byvoorbeeld vleisgradering. Ons het nie 'n graderingsstelsel op die oomblik in Suid-Afrika nie. Ons het nodig, dis bloednodig, om in die internasionale arena die volwaardige spel te kan speel. Ons wil in die Wêreldbeker Liga gaan speel, Ja. maar ons wil 'n provinsiale standaard handhaaf. Vergeet dit gaan nie werk nie. So hoe gaan ons dit regkry? Ons het nodig te gaan kyk. Die behoeftes is duidelik, die behoeftes in die bedryf, die doelwit wat ons moet bereik, het verander oor tyd. Ek kan dit vir julle baie vinnig vir julle uiteensit, as julle wil weet. Dan moet ons vir onsself sê, goed, binne in die bedryf, binne in die verskillende skakels van hierdie waardeketting, het daar spesialistvelde ontstaan. Ek het net daarna verwys, ons sit met speenkalfprodusente, ons sit met stoeptelers wat seker maak, hulle doen dit met die korrekte genetiese materiaal. Ons sit met die melkouens wat 'n bydrae lewer in terme van die kruiskalvers wat hulle produseer. Met sekssemen kan hulle vir ons kruisras bulkalvers gee, en ons weet dat dit ook 'n bydrae kan lewer, maar word dit wetenskaplik gedoen, word dit kundig aangepak. Is ons seker ons kry werklik 'n bang for our buck? Met ander woorde, die voerkraal operateur of die backgrounder, voor ek 'n kruiskalf koop uit 'n melkras uit, koop ek liewer iets anders. Tensy ek weet daar is genetiese potensiaal om daarop te kan kapitaliseer. Ons het nodig om ons game level op te tel in hierdie bedryf. En dit beteken, ons het leierskap nodig, ons het strukture nodig. Ons kan nie aanhou, en ons wil dit nie hoor nie, maar ons wil heeltyd preserveer dit wat ons dink ons gehad het, wat eerbaar was. Vergeet dit, dis verby. As jy nie meer vandag relevant is nie, as jou ledegeld vir jou sê, jy sukkel om kop bo water te hou, meneer, moet jy weet, dis omdat jy as organisasie nie meer relevant is nie. En dan moet jy vir jouself sê, goed, gaan ek die deure toemaak, of gaan ek relevant raak in hierdie bedryf? Gaan ek deelneem aan 'n bydrae tot sukses en volhoubaarheid, want slegs dan het jy bestaansreg. Jy kan nie net aanspraak maak op bestaansreg, omdat daar huidige strukture is, wat vir jou 'n sagte plekkie voorberei het. En dit is waar ons moet begin. Verstaan duidelik, waarheen is ons op pad? Dan moet jy vir jouself sê, ondersteun my huidige strukture dit. Ondersteun my huidige strukture in die huidige formaat dit. Daai goed wat ek na verwys het, verskillende vertakkings in terme van primêre produsent, in terme van speenkalfproduksie, langwiener, klein voerkraal, groter voerkraal, al daai goed, osproduksiestelsel, graasvet, al daai komponente, ek noem dit sommer forums of belangegroepe, binne die waardeketting, waar word daai mense gehuisves? Gister het daar 'n spreker van Beefmaster se voerkraal met ons gepraat. Hy het baie duidelike behoeftes gestel. Daar's 'n behoefte vandag dat ons uitkom by 'n liggaam wat oorkoepelend kan seker maak dat sekere goed aan voldoen word.
Hulle wil weet, as hy 'n backgrounder koop by 'n geakkrediteerde backgrounder, daar is nie so ding soos 'n geakkrediteerde backgrounder nie, maar as die kalf se roeme nie gebrand het, daar sekere protokolle, sekere standaarde. Ons praat van VPN 59. As jy praat met mense, dis 'n veterinary practice note. Ja. As jy daaroor praat met mense, dan verstaan mense nie wat aangaan nie. Dan sê ek, maar jy wil uitvoer, maar jy verstaan nie wat gaan aan in jou bedryf nie. Jy het nodig om jouself op 'n volgende vlak te plaas. En ongelukkig, dit verg kundigheid. En op hierdie stadium het ons nie daai kundigheid beskikbaar agter elke bos nie, maar die kundigheid bestaan. Ja. En ons het nodig, en ek stem saam met wat Dani gesê het, ons het nodig om ons bedryf uit te brei. Ons kan nie aanhou om, jammer ek is klein manier te lewe nie. Ek wil ook die Aussie kan aanvat. Ek wil ook die Amerikaner kan aanvat. Ek het nou die vorige gehad, 3 weke terug, uit die laaste 2 weke het ek meer as 'n week gespandeer met een van die top Australiaanse genetici in Australië. Bob Weber was hier van Amerika. Hoekom doen ons dit? Ons vergewis onsself van wat gaan aan in die wêreld. Ek wil met daai ou kan kompeteer. Ek wil my doodmaak nie. Ek kan nie. Ek is te klein, maar dis nog nooit my behoefte gewees nie. Ek wil my regmatige aandeel in die bedryf wêreldwyd wat ek kan kry. Dis wat ons nodig het. En ons het regtig nodig om te gaan besin. Dit wat ek huidiglik gedoen het, wat nie werk nie, skiet dit in die kop en kry klaar. Verander dit. Ek sê nie vervang die bus wat jy gebruik as 'n voertuig nie. Maar as die drywer waaragtig nie vir jou kan vat in die rigting waar jy wil gaan nie, haal die drywer agter die wiel uit. Laat hy maar agter gaan sit en sit die regte ou agter die wiel. Maar op hierdie stadium dobber ons rond. As ek van gister ongelukkig het ek 'n traceability vergadering bygewoon, waar daar mense is wat so selfgesentreerd is, dat hulle waaragtig nie die groter prentjie raak sien. Mense, hierdie is 'n massiewe bedryf. Maar ons moet pas op, dis die klein klippie in die radkas wat die werking stop. Ons moet gefokus wees. Ons moet die regte mense ondersteun. As ek kyk die negativiteit onder ingeligte boere rondom iets soos naspeurbaarheid. Nou gaan almal alles van my weet. En ek weier om daai te sê. Kan jy my sekuriteit waarborg op my data? Meneer, wat se waarborge vereis jy? Ja. Verstaan jy wat jy vra? Wil jy in die openbare of in die internasionale arena kan speel en wil jy kan meeding? Dan het jy nodig om hierdie en hierdie te tik. Ja. En waaragtig is daar mense wat aanhou om negatief te wees. Vergeet die negativiteit. Kom met 'n oplossing. Ek wil amper sê, ek wil elke bedryfsorganisasie wat betrokke is in die rooi vleiswaardeketting vra, wat 'n positiewe bydrae het jy gemaak die laaste 2 jaar rondom die bydrae tot die sukses van die doelwitte wat ons daar gestel het vir die rooi vleisbedryf. Dis wat ons by moet uitkom. Maar nee, ons is so selfgesentreerd. Ek gaan hierdie van myself beskerm en daai van myself beskerm. Ons moet groter word as dit. Hierdie bedryf is groot. Hierdie bedryf kan kragtig wees, maar as gevolg van gebrekkige leierskap en kundigheid kom ons nie uit waar ons moet wees nie. Ek het vrede, die melkouens kan saam wees. Ek het vrede, die boerbokke moet hulle self beter organiseer as daar 'n behoefte is. Die belangrike ding gaan daaroor, jy moet voordat jy enigiets kan aanspreek, moet jy weet die behoefte bestaan en dan moet jy jouself organiseer om daai behoefte aan te spreek. Ek kan vir Dewald en ander verlang besig hou met die behoefte wat ons het, wat ek het as 'n produsent in die verskillende sektore van die waardeketting waarin ek betrokke is. Ja. Maar die groot ding is net, ons moet uitkom by resultate. Ja. En as ons aanhou om dieselfde ding te doen en aanhou om onsself te verdedig, aanhou om verskoningkies uit te dink, gaan ons nie daarby kom nie. Ons het nodig om hande te vat. Ons het nodig om ons ondersteuning te gee. Waarom is dit vandag nog so dat 'n organisasie soos RMIS moet sukkel om global location numbers te kry? Boere wat te traag is om deel te neem. 'n eenvoudige ding wat jy kan doen, dat jy op jou selfoon kan doen. Waar is die leier wat opgestaan het en vertroue geskep het en gesê het, ons as organisasie ondersteun hierdie en ons gaan vir julle wys hoe om dit te doen? Waar is dit? Met ander woorde, ons het 'n vraagstuk en 'n behoefte in die bedryf. Ek het vrede met die bykom. Die melkou kan bykom. As die wildou wil bykom en hy dink hy maak deel uit van rooi vleis, ek het nie 'n saak daarmee. A rising tide raises all boats. Dis waar ek wil wees. Ek wil sien dat almal saam beter vorentoe gaan. Ek wil graag sien dat Suid-Afrikaanse beesvleis nie net 'n kommoditeit is nie, maar dat dit iets is wat gerespekteer word, iets is wat 'n aanvraag is, iets is waarop my land en sy mense kan kapitaliseer. Dit is wat ons geld maak. Ja. Ek wil volhoubaar kan geld maak, want baie ouens wil vinnig geld maak. Dit gaan nie oor vinnig, hierdie gaan oor volhoubaar. Ja. My kinders se kinders se kinders moet kan aangaan. Ek wil daai goed wil ek in plek kry. Hierdie is nie net 'n vinnige operasie nie,
maar ons het regtig kundiges nodig. Ons het duidelike aanduidings in terme van wat gebeur in die wêreld. Wat is aan die gang in wêreldekonomie? En ons weet met Trump en ander is dit nie maklik om dit te voorspel nie. Maar ons moet vir onsself korrek posisioneer. Ons het kundiges nodig vir dit. Dis die behoefte wat ons het. En ons moet seker maak dat ons met die regte inligting bedien word van grondvlak af op. Jy begin enige produk by die volgende verbruiker of die aankoper van daai produk. Dit is hoe dit werk. Ja. Ons moet seker maak ons verstaan wat verwag die voerkraal, wat verwag die backgrounder, wat verwag die kommersiële ou van die stoetteler. Wat is sy behoefte? Wat verwag die verbruiker? Want eintlik al hierdie beteken niks as ek nie die verbruiker se geld uit sy beursie kan kry nie. Ons weet en daai goed is ons baie duidelik gewys. Die restaurantbedryf is onder enorme druk. Restaurantbedryf was 'n baie groot rolspeler in die verskywing van vleis. Daar's mense wat sê hierdie ding van uitvoer, dis net 'n paar ouens wat daaruit voordeel trek. Besef mense dat bykans 68% van prima snitte geproduseer in Suid-Afrika word uitgevoer. As dit gestop word, en dit het afgeneem as gevolg van die huidige back-and-claw situasie. As dit gestop word, meneer, waar sit jy dan met jou vleis? Ja. Dis daai tipe van goed. Dit is, ek wil nooit sê 'n boer is dom of oningelig, maar 'n boer moet verstaan wat gaan aan. Wat is die implikasie as daai klein fillet wat jy dink 'n klein gedeelte is van die karkas, as al die fillet saam wat uitgevoer word, skielik moet agterbly in hierdie land. Waar los dit vir my? Wat is die impak op my winsgewendheid op my plaas? En ons het kundiges nodig, ons het professionele mense nodig. Ek wil nie altyd sê wetenskaplikes nie, maar as ek dit sê, wil ek ook vir julle in dieselfde asem sê. Wat is op die oomblik ongelukkig die gevoel onder produsente? Ek as produsent word baie keer buite die gesprek gelos. As ek wil iets sê, dan word daar vir my gesê, nee, skryf jou brief aan jou provinsiale verteenwoordiger. Jou provinsiale verteenwoordiger sal dit eskaleer na nasionaal. En dan gaan nasionaal weer op daai lang roete terug rapporteer. Mense, ons het nie tyd nie. Die liewe Vader, jy moet betrokke maak, jy moet 'n verskil maak vandag. Jy moet 'n strategie op jou plaas. Hoe gaan ek seker maak dat ek in my geval, ek is 100% aangewese op beesvleis, maar my beesvleis moet vir my harder werk. Ek het vertikaal uitgebrei op my plaas. Ek moes, en ek wil, en ek geniet dit. Dit maak my volhoubaar, dit maak my winsgewend. As ek dit nie doen nie, het ek probleme. Die ou wat die melkkalf het, hy moet seker maak hy kan 'n melkkalf verkoop teen 'n premie. Dis die goed wat die verskil maak. Die ou wat die beesbedryf hou as 'n buffer om uitdagings as gevolg van die natuur wat in landbou gebeur, droogtes ensovoorts, om daai uitdagings te mitigeer, moet seker maak dat teen die tyd wat ek op hierdie spaarbusie van my gaan reken, ek gaan goeie bang vir my buck kry. Dis die goede wat saak verseker. En ons het nie vandag, ek is jammer om te sê, ons het nie daai sterk leierskap in plek nie, en ongelukkig, ek gaan dit weer ook sê, ons dra te min by tot die statutêre heffing, hy gaan van November af op na R15.05, dan is daar mense wat, hulle is in sak en as, in trane, nou vraag van die ouwe in trane is, hoeveel beeste slag jy? Nee, ek slag nie, ek is net 'n speenkalfproducent. Meneer, dan lewer jy nie eens 'n bydrae. So min weet mense van hulle bedryf. Maar ons kerm oor R15. Ek sê dit is 10 keer minstens te min om hierdie bedryf te vat na die vlak waar ek graag wil sien. Hierdie bedryf moet kan funksioneer in belang van die bedryf en almal in die waardeketting. Ek voel daai R15 en seker wanneer ons heffing sit of aanvra ons produsente, voel ek altyd skuldig. Ons betaal belasting. Dan moet eintlik terugkry op belasting, maar die lewe het verander. As ons net daai heffings en maniere van geld bymekaar uitsorteer en maniere kry om dit te doen nie, het ons moeilikheid. So ons moet plan maak. Kom as 'n vinnige laaste kort enetjie, ek wil vir Dewald begin vra, wat is die belangrikste dinge wat jy hoor, wat is die interessante goeders vorentoe, en terwyl Dewald praat, kan julle vir my wys of iemand 'n vraag of 'n bysit wil sê, en terwyl Kobus praat, weet die dan het gesê Graan Suid-Afrika is sterk. Ek voel sê, die rede hoekom Graan Suid-Afrika so sterk is geen nie om wat ek doen nie, daar's 'n paar lede betrokke. Daar's altyd 'n boer. Ek is nie self 'n boer nie, ek is 'n
Ek lewer 'n diens. Ek is in die dienstebedryf, maar kan vir julle sê daar's altyd baie sterk boere betrokke by elke aspek van ons besigheid wat ek elke dag doen. En dit is wat Graan Suid-Afrika sterk maak. Ekskuus, yes. Ek wil net vir jou noem wat betref die heffing. Enige bedryf moet jy bereid wees om beleggers te kan hê. Ja. Ons het nodig om ons eie bedryf te belê. Ja. Slegs dan, hoe meer jy belê, hoe beter rendement kan jy verwag. Maar 'n rendement gaan nie soos reën uit die hemel uitval. Jy het nodig om aksie te neem. Ons het nodig om seker te maak ons ontwikkel die regte strukture, identifiseer die regte leiers en dan moet ons hulle ondersteun. Sodat dit waarin ek belê, en jou belegging is nie jou plaas en jou diere en hoe jy hulle grootmaak en versorg nie. Jou belegging gaan in hoofsaak oor die IP. Vat in julle eie geval, die hoeveelheid energie en kapitaal wat Graan SA herbelê in IP, intellectual property, daai ontwikkeling van tegnologie en ander goede om jou vorentoe te vat, met 'n onregverdige voorsprong te gee. Dis wat ons nodig het in ons bedryf. Boere moet bereid wees om te belê, om betrokke te raak, die regte strukture te ondersteun, en waar 'n struktuur nie presteer nie, maak 'n plan. Betrokke. Ewald. Redelik intense, groot boodskappe. Ons het 2019, 2020 'n skuif gemaak om RMIS op te rig. Ek dink dit was 'n eerste stap. Dit was 'n breek van 'n ketting en ek is 'n redelike radikale ou, ook al 'n maverick genoem, oor hoe die goed gebeur, maar die feit is, wat ek hoor is, hier's 'n volgende stap. En die volgende stap kan nie wag tot einde van 2030. Ons het 'n geleentheid na Maart maand volgende jaar toe, want dis wanneer ons 'n statutêre heffings hernuwingsaansoek en verlengingsaansoek, so ons gaan dit verleng, wat ons gaan bring. Wat ek hoor is dat ons teen die einde van hierdie jaar, ons het in November 'n volgende raadsvergadering om te sê, hoe bring ons hierdie ander rolspelers binne in die kamer in? Dalk nie noodwendig deel van die RMIS raad nie, maar die gesprek is met die RMIS raad is, en dit kan ek wel sê, daar's 'n welwillendheid en 'n groot dryf van hulle, en hulle het al gevra. En ek kan sê, van ons voorsitters kant af het hy gesê, waar is die veilings in hierdie gesprek? Waar is hierdie ander rolspelers, want ons het nodig om die tafel te hê? En gelukkig kom hy van 'n landboumaatskappy af, en hy het met hierdie ouens gedeel, so hy verstaan die ander rolspelers wat daar is, vir die kleiner ouens wat ons nou van gepraat het. So wat ek hoor is om te sê, hoe kry ons hierdie ouens rondom die tafel? Hoe sit ons NPO deel van 'n clustergesprek en te sê, hoe kry ons 'n veilings deel van 'n gesprek? En ek dink, dis nie net deel van die gesprek maak nie, om te sê, hoe spreek ons hierdie probleme aan? Ek dink Back-and-Claw never let a good crisis go to waste. En op hierdie stadium is Back-and-Claw, in my opinie, 'n baie groot ekonomiese skuiwer, of hy veroorsaak 'n platoniese skuif. Maar dis ons grootste probleem, tektoniese skuif. Die grootste probleem wat ons het is, ons praat van brucellose. In my opinie is brucellose 'n baie groter probleem binne die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf. En hierdie is maar net die punt van die ysberg om te sê, hoe skuif ons hierdie probleem? Hou van wat Dani gesê het, en wat jy gesê het, Fanny, is om te sê, kom ons bring die ouens na die tafel toe. Tot op hede is baie van die goeders wat ons in RMIS gedryf het, en dit is so, onthou, dit is waar my, en kom ons sê, vat dit eenvoudig, waar my salaris vandaan. So ek dryf 'n sekere rooi vleis perspektief, want dis waar my geld vandaan. En my mandaat vandaan. En dis vir my nou, om terug te gaan en te sê, cluster, 4 organisasies, wie sit ons by hierdie mense by? Hoe bring ons julle in? Hoe maak ons hierdie gesprek groter? Ek dink tot 'n groot mate is dit 'n verdere gesprek met Graan SA ook. Ek dink daai cluster, en ek en jy het al die gesprek gehad, Tobias en vroeër, om te sê is, die noue samewerking tussen Graan SA en RMIS moet nog nouer wees, want ek dink daar's definitief 'n korrelasie, net as ons kyk na die voer van beeste en voerkrale, maar is meer as dit. Daar's 'n klomp goed wat ons kan doen, wat ons kan nie net koste spaar nie, want soos wat Dani wat hy sit, spesifiek, ek meen, jy het 'n gedeelde belang tussen ons twee, en waarom moet jy dubbel betaal vir sekere dienste, as ek so kan sê? Ek dink dis 'n ander ding wat ons moet aanspreek rondom sekere dienste wat gelewer word, wat 'n koste kan afbring, dat ons net bysit,
So ek dink daar's definitief ander belange wat ons ook na kan kyk en kostebesparings vir die totale waardeketting. Daai belasting wat jy van gepraat het, dink ek, en die lede bydraes moet ons definitief ook in ag neem en sê wat spreek ons definitief van en hoe teen ons daai landbou-ekonome wat daarin na verwys het. Want 'n landbou-ekonoom, ja, sy fokus is dalk op hierdie stadium op graan. Maar binne sy leeftyd het hy natuurlik ook met lewende hawe gewerk. So hoe deel ons daai kennis sonder om nog 'n persoon aan te stel? Ek meen selfs met julle wat julle het by julle van. Daar sekere ouens wat ons op die grond het wat sekere en ons het ook al hierdie gesprek gehad wat sekere funksies kan verrig wat gedeel kan wees onder andere. En ons moet die totale lewende hawe en ek wil amper by hierdie gesprek die volstryse insluit. Dalk nie noodwendig die eiers en die hoenders nie, hulle lyk so 'n bietjie anders as ons. Maar die volstryse speel 'n ongelooflike belangrike rol dit wat ons ook en rooi vleis. Ja. So ons moet daai ons bytrek en sê, wat het julle geleer? Veral op lessons learned. En dis hoekom ek trek vir Adrian Olivier wat 'n verjaardag by hulle is baie in met gesprek en sê, hoe doen julle hierdie goedes? Hulle het dit reeds gedoen. Hulle het seker goed, baie kleiner op 'n kleiner skaal, maar die uitvaart van die saak is, hulle het wenne gehad. Van julle het in die NPO wenne gehad. Ons in die rooi vleis het wenne gehad. Julle het wenne gehad. Maar ons praat te min oor hierdie wenne en hoe sit ons op mekaar te voor. So wat ek hier uitvat is, vir my is dit om terug te gaan nie net na my raad en by die klusterlede om te sê, hoe trek ons die mense? Dis interessant. Ek dink ons het goeie vordering gemaak met vandag se gesprek. Ek is ironies dat ons by 'n Graan SA logo sit en ons praat oor die rooi vleisindustrie. Dit sê wat Kobus sê, hier's foute aan die agterkant. En ons moet hierdie foute regmaak. Jy praat oor konflik, jy sal weet, ek was op 'n stadium in die Militrust gewees toe daar vreeslike konflik was. En ons het daai konflik net opgelos deur te sê wat is in belang van die industrie. Ons kon 'n SAGIS daar stel. Ons kon die nasionale oeskattingskomitee ondersteun. Ons kon 'n graangebou bou en sê die industrie het dit nodig. So as ek op my tafel sit of ek 'n voerkraal hou is of ek 'n kommersiële produsent is of 'n GMPO is, ek wil back and claw uitsort. As die graderingsregulasie in die wêreld sê hy moet so lyk en ek as voerkraal stem nie saam nie of ek as boer stem nie saam nie of ek as MPO stem nie saam nie, dan moet ek na my lede toe kan gaan en sê dis hoe die wêreldstandaard lyk. Ons moet groot genoeg wees om te kan uitstyg om te sê dis die level waar ons wil wees. Ek kan nie van 'n melenaar in Suid-Afrika verwag om 'n laer standaard te aanvaar vir milies as wat die wêreldstandaard is. So kom ons haal ons hoede af, kom ons wees groot, kom ons sien die end picture en sê hoe vat ons hierdie industrie vorentoe. Dan is die konflik van belange op sekere vlakke, maar daar sekere goed wat hier nie konflik is. Dis standaarde. En ons moet leef na daai standaarde. Dis my laaste een wat ek wil gooi. Lekker perspektiewe daar so. Ek kan maar vra vir toemaak perspektiewe. Moet nie altyd welkom om nog gesprekke en onderwerpe op te maak, maar dink ons moet so 'n bietjie gaan skou kyk en bietjie gaan tyres skop en beeste se poppe vryf. Ek dink al soveel goed wat gesê behoort te word, maar dit help net ons praat. Ons het nodig om oor te gaan tot aksie. Ons het nodig om te doen. Ons het nodig om te glo wat die visie is. Ons moet dit verstaan, ons moet dit ons eie maak. 'n Doel, 'n wenpaal wat jy sien op die horison, is nie waar, as jy hom sien, is hy nie daar. Jy moet 'n plan hê, jy moet 'n plan bestuur om daar uit te kom. Ek wil graag 'n beroep doen. En ek dink is eintlik vandag 'n aanklag teen die bedryf dat ons by Graan SA geleentheid en as ek die Engels mag gebruik venue moet sit om hierdie goed uit te sorteer. 'n Bedryf so groot en so sterk so wat die rooi vleisbedryf of die rooi proteïenbedryf dan wees. Ons en die huidige struktuur het onsself versaak. Hou op om terug te kyk. Hou op om verlede te dwaal. Kom ons fokus op dit wat voor is. Dit wat ons vorentoe kan regmaak. Kom ons ondersteun die mense wat reeds aan die werk is en kom ons maak seker ons almal lewer 'n positiewe bydrae om daarby te kom. Nou we gaan vir myself weer ingooi. Ons sit met Nampo terrein wat een van die wêreldskoue vir landbou is. Hierdie skou wat julle nou hier 3 jaar loop. Dit moet die skou van die industrie van die rooivleis ook raak. Ons moet nie daai dubbelstrukture nog ander skoue en nog ander plekke gaan hou nie. Hierdie terrein is hier.
So ons ondersteun julle om hierdie ding te vat en te sê, wys wie's die boere van Suid-Afrika. Of dit graanboere is, of dit veeboere is, of dit die industrie is. Kyk die geboue wat opgesit word op jou terrein. Kyk wat doen jy vir die veebedryf. Jy is 'n graanorganisasie, maar almal kan hulle rasse hier kom uitstaan. So kom ons vat hierdie ding en ons kyk waar kan ons hierdie skou na watter level toe vat. Ek is dankbaar vir die gesprek en ek is dankbaar vir Albert sien ek nou nie, maar ek dink dit is regtig goed om hierdie gesprekke te hê. Vir te lank word daar gesprekke gehê agter toedeure. Hash saggies gesprekke. En die feit is, dit is wat dit is en daar's mense wat ongelukkig is oor hoe goed tans lyk. Daar's mense wat ongelukkig is oor dat RMIS en Dewald sekere goeders doen. En ek waardeer en is een van ons wat sê, loop my tromp op en sê vir my. En ek sê dit altyd, hier is my selfoonnommer, as jy nie hou van wat ek doen nie, bel my dit as 'n gesprek kan hê. Maar moenie 'n Facebook warrior vind, wat noem hulle 'n keyboard warrior wees. Daar agter 'n trekker trappie prater wees. En dit daar doen waar ek nie kan kommentaar gee of beleid is nie. Kom sê dit hier dat ons hier gesprek kan hê en ek my argumente kan neersit en joune kan hoor. En ons praat hierdie ding deur. Ons sê vir mekaar, dis waar ons saamstem. En dis wat ek vra. Ek vra dat ons meer sulke gesprekke het. En dat ons openlike gesprekke het rondom wat die probleme is wat daar is. En nie wegkruip agter rekenaars, want op hierdie stadium, en ek sê dit weer en ek herhaal myself, maar daar is soveel goede wat op sosiale media gesê word en oop briewe wat geskryf word vir wie weet wie. Het die gesprek en as jy man genoeg gestaan op en kom na my toe of bel my en sê vir my, dis waarmee ek 'n probleem het en dan hier die gesprek. En ek dink ek is dankbaar vir jou. Ek kan daarom ons appel sê, jy is altyd, dis jou private en publieke lewe daai. Tobias, ja, ek dink ons gaan definitief meer as 'n verenigde front moet optree. Ons gaan definitief meer vertroue moet skep na buite toe. Ek dink dis van die belangrikste boodskappe wat ek het. Ek dink daar's werk om te doen ook in terme van hoe stel jy 'n heffing saam? Hoe gaan hy wees dat hy meer aanvaarbaar is vir almal? Waar moet hy sit? Wat sy impak is? Ons sit in die suiwelbedryf byvoorbeeld nou vir die laaste 20 jaar met 'n heffing wat deur die sekondêre bedryf beheer word. Hy word deur hulle betaal. Mens moet ongelukkig ook nie dit miskyk nie, dat daar is 'n belastingvoordeel binne in dit. So as jy heffing betaal, kan jy teen belasting aftrek. Daai heffing is gewoonlik speel hy homself maar uit binne in 'n waardeketting. So die produsent betaal hom in 'n manier, die verbruiker en die verwerker betaal hom ook in 'n manier, maar jy moet hom ook strategies kan plaas sodat sy belasting aftrekbaarheid op vir almal. Dis 'n moeilike een. Dis baie moeilik om te sê waar vat jy. Jy weet nou waar RMIS heffing is en waar ons heffing lê. En hoe dit toegepas word, maar ek dink dis ook 'n gesprek want dit kan ook vertroue skep op die ou en of 'n geleentheid skep vir die boer om te sê, maar okay, dit beteken vir my nog iets anders ook. Nee, kyk, dis 'n lang debat het daai. Die feit van die saak is geen om waar hy afgetrek word nie. Hy's 'n belasting op ons bedryf. Dis 'n belegging wat ons moet maak. Elke sent wat ons daar uitkry, moet ons bitter seker maak. Ek dink dis 'n groot voordeel wat ons het. Dewald weet, jy kan dit ook los vir staatsinstellings. Ek dink ons maak 'n groot uitsondering nou waar ons geld inkry. Ons kan dit verantwoordelik bestuur, ons kan dit self bestuur. Maar op die einde van die dag is dit kostes wat deur die eindverbruiker betaal word. Ons moet dit aanwend om seker te maak ons ekonomie groei. Ek wil vir almal van julle baie dankie sê. Daar's nou baie gesê van Graan Suid-Afrika, maar ek wil wel beklemtoon, hierdie is NAMPO. Ons het spesifiek gebruik ons die naam andersins. Ons logo hier agter is omdat nou so 'n pragtige fotootjie is. As jy teen 'n wit agtergrond sit, dan verdwyn Dewald se bles. Dit lyk asof hy sy kop is. Maar dis 'n voorreg. NAMPO is 'n nasionale bate. Dit is vir almal daarso. Ons is bevoorreg en ons is rentmeesters. Dis nie ons sinne nie. Dis almal sinne en daarom is dit lekker om julle te verwelkom hierso. Dis julle huis ook. Maak julle self tuis.
speel lekker. Ek dink hier's 'n klomp belangrike insigte, 'n klomp strategiese goeders en 'n klomp aksies wat ons kan uitvoer. Dankie vir die insette. Dit was 'n baie goeie gesprek geweest. Lekker dag. Dankie.